Anton, vandag se vraag is: hoe herstel jy jouself, of hoe herstel jy seker nou maar, na 'n toksiese verhouding? Natuurlik wat ons Hm? nou, jy weet ons hoor baie die woord toksies deesdae Ja. en jy weet mens moet nou mooi, wat is 'n toksiese verhouding? Hoe gaan mens dit definieer? Want dit voel vir my baie persoonlik vir 'n persoon. Ja, en ek dink ons moet ook onderskei tussen 'n moeilike verhouding en 'n toksiese verhouding, want ek dink daar is verhoudinge wat soms moeilik is. Dit beteken nie dat dit nie werk nie. Dit vra dalk nie dat dit dalk 'n bietjie meer werk nodig het. So daar mag dalk konflik wees. Dit mag dalk sekere aanpassings vra omdat mense se persoonlikhede verskil of belangstellings of hulle manier van kommunikeer, maar dit beteken nog steeds daardie verhoudinge kan baie gesond ook wees. Al is dit moeilik by tye. Maar ek dink 'n toksiese verhouding is anderste, want dit is waar daar ek wil amper sê 'n langtermyn vorm van ondermyning is van die ander persoon se selfwaarde. Die ander persoon word baie keer geïsoleer of gemanipuleer of word beheer. Dit is asof in 'n toksiese verhouding die een persoon soveel mag het en dat dit ek wil amper sê dat as jy dit visueel moet sien, asof die ander persoon die hele tyd kleiner en kleiner word. Ek hou van daai prentjie, maar ek wil net geseker maak ons dat wanneer mens praat van 'n toksiese verhouding, ons praat nie net van liefdesverhoudings nie. Ek dink 'n Nee. toksiese verhouding kan tog maar voorkom onder familie, kollegas, vriende. Ek dink Mm. Jessie, WhatsApp groepies, ma's van klein kindertjies. O my aarde, daar is vir my baie keer goed wat daar, ja, maar Hmm. okay, dat ek weet. Ja, nee. Daai plant daai saadjies, Lise, want dit is heeltemal reg, want ek dink dit is in daai al daai verhoudinge waar dit eintlik gaan oor die persoon wat die meeste beheer het. Ma van klein kindertjies, absoluut, of soms oumas of skoonma's. Ek dink almal van hulle kan 'n verhouding so beïnvloed dat dit eintlik alles gaan oor hulle self, hulle eie verwagtinge en die ander persoon moet eintlik dan net 'n spieelbeeld word van daardie verwagtinge. En ek dink wat dit so moeilik maak vir die persone wat dit ervaar, wat die ontvanger is daarvan, is dit skep hierdie verwarring van wees hulle nou regtig, weet, is hulle self of is hulle amper deel van die ander persoon? Is hulle so verweef in hierdie verhouding dat hulle hierdie onsekerheid het van maar wie is ek nou regtig? Ek dink ook die tweede gedeelte is dat jy nou die hele tyd op die uitkyk moet wees dat jy alles reg doen volgens die ander persoon se standaarde. Dis asof jy die hele tyd, ek wil amper sê, moet uitkyk vir waarskuwingstekens dat jy dalk enige oomblik kritiek mag ervaar of dat hierdie ander persoon jou enige oomblik mag sleg sê of jou net ignoreer. En dit is die derde punt ook dan dat jy dan baie keer skuldgevoelens kan dra met jouself. Wat het ek dan nou weer verkeerd gedoen? Hoekom kry ek niks reg nie? Ek het dan so hard probeer, um en ek hou aan die terugvoer kry dat ek die hele tyd foute maak. Dit is ek was al in 'n toksiese verhouding, sommer net nou hier om te sê, maar ek bedoel in 'n vriendskap en dit was dit het my amper gebreek. Ek dink my selfvertroue het so net dit het so afgeblaas en ek was so angstig geweest. Nie net met hierdie vriendin nie, maar as ek ander mense of nuwe mense moet ontmoet. Dus ek het gevoel dat ek is mos nou dit alles wat hierdie persoon eintlik oor my sê, is ek mos nou. Ek is swak en ek is dit en ek is dat en ek dink baie keer vergeet ons om te kyk nou hoe ervaar die persoon die effek van 'n toksiese verhouding op iemand. Ja. Want ek dink net om aan te sluit daarmee is dat soms het jy die vermoë en dit is die ideaal om die verhouding te verlaat, maar jou ervaring is dat die verhouding jou nooit verlaat nie. So jy kan 'n klomp van hierdie dinge saam met jou dra wat op jou geplaas is, op jou skouers gelaai is, al hierdie negativiteit. En ek dink dit is iets wat dan, so jy nou self sê, jy het nodig om weer na jouself te kyk, jou selfvertroue weer op te bou, want dit was so afgebreek of afgemaak in die verhouding. Maar ek dink die ander deel wat ook baie keer gebeur is dat mense dan uit 'n verhouding uitgaan en nog steeds baie hartseer voel daaroor en dan sal hulle sê maar ek weet dit is verby en ek weet dit is die regte ding dat ek nie meer
met hom is nie, weet hierdie was, as ek nou terugkyk daarop, iets wat my regtig so afgebreek het en hy het my so sleg gesê, maar hoekom mis ek hom? Weet hoekom mis ek die verhouding? Maar ek dink wat belangrik is dat ons ook moet raak sien dat die verlies groter is as net die persoon. Jy het ook 'n verhouding verloor. Jou drome oor hoe dinge daar kon wees. En ek dink ook soms weet daardie verwarring wat kan plaasgevind as daar veelvuldige verliese is in terme van dinge van jouself wat jy voel jy verloor het, iets wat jy gehoop het vir jou goed kan wees. As jy die goeie dinge kan onthou van die verhouding, dit is alles verliese wat regtig plaasgevind het. So alles daar die besef, die logiese besef, ek weet dit is vir die beter, is daar nog steeds 'n vorm van rou wat plaasvind, 'n hartseer wat plaasvind gelyktydig. Ek wil nou graag net verstaan, jy praat nou oor dat die eerste prys of wat ook al jy bewoord was, maar jou ideaal is om uit die Ja. verhouding uit te kom, weg te kom. Maar kom ons sê nou iemand luister hierna en hulle is nog in die toksiese verhouding. Waar begin 'n mens dan? So ek dink dis belangrik om te kan terugstaan en te kan sien wat gebeur. Dis amper asof jy jou verhouding op 'n verhoog plaas en jy sit in die gehoor en kyk daarna. En om die dramas te sien uitspeel. En dit gaan nie net dat dit alles die ander persoon se skuld is nie. Want natuurlik het jy ook op hierdie persoon dalk verlief geraak. Jy het ook verkies om in saam met hierdie persoon in 'n verhouding te wees. Dalk het jy ook net eerstens die persoon se goeie eienskappe raak gesien, maar dalk was dit ook jou ideaal om hierdie persoon te verander, dalk beter te maak. Maar nou na 'n tyd begin jy raak sien dat hier skade is. Dat dit nie net is in terme van hierdie twee karakters op die verhoog, die manier hoe hulle sukkel om konflik te hanteer nie, maar ook dat jy dalk begin besef hierdie is nie gesond vir my nie. Nie emosioneel alleen nie, maar ook dat ek al my voorbeeld vroeër kleiner en kleiner raak, dat my identiteit, my besef van wie ek is, minder word. Dit gaan eintlik net oor die ander persoon se behoeftes. En ek dink tweedens is dat jy weer moet kyk na jouself op daardie verhoog en vir jouself vra, wat geniet ek regtig in hierdie verhouding? Kan ek regtig dinge doen waarvan ek hou? Soos byvoorbeeld my vriendinne gaan sien. Kan ek op my eie gaan stap? Of moet ek die hele tyd sê waar ek is? Moet ek die hele tyd boodskappe antwoord wat incheck op my, nie op 'n gesonde manier nie, maar selfs as ek 'n stokperdjie wil begin, weet hoekom word daar so baie vrae gevra? So dit is daardie sin van wie jy is en wat vir jou belangrik is. Ek dink dit is belangrik dat jy ook kyk na jou eie liggaam, weet dit is nie net 'n emosionele ding nie, dit is ook iets wat regtig fisies is. Kom jy agter dat jy slegter slaap, kom jy agter dat jy baie meer gespanne is, dat jy nou ewe skielik nie fisies genoeg lyk vir jou partner nie, dat jy nou meer moet gym of gesonder moet eet, kry jy geweldig baie negatiewe terugvoer oor jou fisiese voorkoms en hoe affekteer dit jou emosioneel? En ek dink dan ook 'n groot gevaar met enige toksiese verhouding is die isolasie wat geskep word. Daar word baie meer kritiek uitgelewer op jou vriende of jou familie of tyd wat jy met ander mense wil spandeer. En dis nie noodwendig dat die persoon wat nou regtig so manipulerend optree dalk baie vriende het nie, maar sy fokus is dalk nou baie sterk op jou en kom ons sê sy familie. Maar sy vriendskappe, sy of haar familie kom altyd eerste en nie joune nie. So ek dink dit maak dat jou eie identiteit en jou eie onafhanklikheid nie alleen minder raak nie, maar jy raak al hoe meer ook eensaam. Wat ek wel besef is dat wanneer mens een keer daar was, is dit geweldig belangrik om bewus te wees presies oor alles wat jy nou sê. Jy moet alles baie mooi, en selfs moet jy dan professionele hulp gekry vir jou te help om dit mooi te kan identifiseer, want soos jy seker self ook al baie keer gesien in praktyk, hierdie kan as 'n patroon herhaaldelik kan jy iemand ander dan met kies wat hierdie gedrag gaan uitvoer. Jy gaan heeltyd jouself bevind in een of ander toksiese verhouding en dan is dit soos, maar hoe het ek dan nou alweer hier gekom? Ja. Dis dieselfde sirkus as net 'n ander tent. Weet, hierdie het ek al gesien. Hoekom vind ek myself weer hierin? En ek dink nie dit is omdat mense, en ek wil nou regtig dit mooi sê, dom is nie. Maar dit is hoe ons heg, dit is hoe ons koppel, dis hoe ons
um in verhoudinge ingetrek word. En ons gaan baie keer in verhoudings in omdat dit bekend is. Al is dit nie gesond nie. Weet, en ek dink dit is ongelukkig iets wat ons baie keer van ons kinderjare af ook al geleer het. Ons soek iets wat vir ons bekend is, waar ons 'n sekere rol kan speel. En miskien in ons kinderjare het dit normaal gevoel as dat jy dinge moes doen om iemand anders se tevrede te stel of die vrede te bewaar. Um en dit is dat jy dan dink aan 'n verhouding wat dalk meer stabiel is, maar jy dink dit is dalk 'n bietjie vervelig. So die opwinding daarvan om iemand te sien wat dalk meer 'n chaotiese lewenstyl het of wat dalk um ek wil nou probeer weet nie die ridder op die wit perd is nie, maar die Zorro is met sy swaard en alles, dit klink vir jou nou baie avontuurlustig. En dan bevind jy jouself weer met Zorro en ongelukkig is dit Zorro nie so nice ou is nie. Of weet so goed in die verhouding met jou is nie. Sy is dalk ook iemand wat regtig hierdie ongelukkige chaotiese lewenstyl en dinge wat so avontuurlustig is in die verhouding inbring. En dan is dit dan jou ervaring dat jy die hele tyd dit moet red of dat jy die een is wat die hele tyd moet aanpas daarbey. En in die proses daarvan is dit nie net iets van jouself wat jy verloor nie, maar ek dink jy verloor ook die alternatief waar jy wel gesond in 'n verhouding kan wees, waar dit 'n verhouding is wat nie alleen opbouend is nie, maar jou ekskuus tog, maar vir jou raak sien vir wie jy is. Mense, indien jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Anton, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is by hierdie gesprek, so gaan kyk daar as jy wil kontak maak, afspraak maak, alles is op sy webtuiste, gaan kyk gerus daar. Deel die gesprek, ek dink almal kan iets hier leer vandag. En dan die heel belangrikste aan die einde van die dag, kyk mooi na jouself.